Goeiemorgen familie, ek wil vanmorgen jullie gedachten met jullie deel. Soos ek sê, as weer eens vanoggend een van hy gedeeltes waar ek sukkel om 'n video te maak. Maar ek weet wanneer ek sukkel om 'n video te maak, was baie goed ertussenin weet ek dat die Here wil iets vir iemand sê. Nou ek wil vanmiddag met u praat oor die verlore seun. Nou as mense gewoonlik praat oor die verlore seun, praat hulle gewoonlik oor die feit dat hy alles gevat het, sy erfporsie gevat het, alles wat aan hom behoort het, wat hy gekry het. En hy het gegaan, hy het sy vader verlaat, hy het weggehardloop, dis die woord. Maar baie min mense praat oor die feit dat toe die verlore seun in die varhok sit, was hy nog steeds 'n seun. As ek praat van 'n seun tussen aanhalingstekens, bedoel ek dat hy was nog steeds iemand se seun, hy was iemand se kind, hy het nog steeds iewers behoort. Nou ek wil iemand vanmiddag bemoedig, dat as jy in jou varhok seisoen is, dat beteken nie dat jy is nêrens nie, dat beteken nie dat jy behoort nie, dat beteken dat jy nog steeds die Here se en hy wag vir jou om terug te kom. Die mooiste ding van hierdie verlore seun is dat toe hy die dag besluit dat hy moet terug gaan huis toe, nadat hy alles verloor het, het hy gegaan huis toe en sy pa het nie vir hom gevra hoekom, waarom en vir wat nie. Hy het nie verduideliking so gewag nie. Die een ding wat sy pa gedoen het is toe hy aankom, Here ek prys U, was mense reggeskuif om hom te eer, om hom te celebrate, omdat uiteindelik as sy pa se gebed verhoor. Ek wil iemand vanmiddag sê dat die Here wag vir jou. Die een ding van hierdie Here Jesus Christus wat ek kan sê is, ons los hom soms en ons doen ons eie kop so goed, maar die Here Jesus wag vir jou waar jy hom gelos het. Hy wag vir jou. Die Here is net so 'n klomp liefde. He's so full of compassion, full of love that he is so gentle. Hy gaan nie vir jou vra om hom te verduidelik hoekom jy hom gelos het nie, maar hy staan met oop arms en sê, kom my kind, ek wag vir jou. So ek wil vanmiddag vir iemand bemoedig om te sê dat dit maak nie saak of jy in jou varhok seisoen is nie. Jy behoort nog steeds aan die Here. Dit maak nie saak of jy in jou varhok seisoen is nie. Jy is nog steeds God se ewebeeld. Dit maak nie saak of jy in jou varhok seisoen is nie. Jy is nog steeds die DNA van God. En dis hoekom jy moet nie toelaat dat enige iemand jou iets anders sê nie. You don't allow nobody to disrespect you. Because as jy na jouself nie moet jy sê dat dit maak nie saak waar ek nou is nie, maar ek weet wie se ek is. Ek wil hê jy moet verstaan dat die mense sien jou vir waar jy is, maar God sien jou vir wie jy is vanmiddag. So kyk na jouself en sê, ek is die Here se. Want wie is God dan? Ek behoort aan die Here. Hey. Ek wil hê jy moet vir my kyk. Ek is die ewebeeld van God. Ek is die Here se en ek is sy oogappel. En ek weet die planne aangaande my wat die Here het, sal volbring word in die naam van Jesus. Want alles wat ek in sy naam vra, sal hy my gee. So in die naam van Jesus, alles wat ek by hom vra, sal hy my gee. In Jesus naam. So mag die Here julle seën. Wie is God dan? Lekker dag hoor.